Aan God drie-enig die eer, hy wat ons sonde skuld vergewe, die liggaam weer laat opstaan en ons ewig laat lewe. Aan die begin het ek vir u gesê, ons tema vir vanoggend se preek is die wee van God. Nou u sal ook hoor, soos wat ons deur die preek gaan, dit sluit baie nou aan by dit wat ons geleer het, toe ons die eerste en die tweede gebod behandel het, so rukkie terug, naamlik spesifiek dat wanneer ons vertroue in iets of iemand anders plaas, naas God, of bo God, is ons ook besig met afgodsdiens. As ons vertroue in iets of iemand anders plaas, naas God, of bo God, leer die katekismes ons, is dit afgodsdiens. Nou voordat ons saam lees vanuit Jesaja 55, is dit ook net reg dat ons dankbaarheid, maar ook in nederigheid ons Here sal nader. Daarom vra ek, broers, kom ons staan en as 'n gemeente, kom ons bid tot ons Here. Almagtige God, grote koning, u goedheid, o Here, kan ons waarlik nie pyl nie. Niks en niemand anders het vir ons die heil bewerkstellig, gebring en genadiglik geskenk nie. En daarom wil ons as gemeente vanoggend hier saam ons harte tot u verhef. Daarom eer ons u alleen. En u het ons vrede in ons gemoed. U sterk ons met krag vir die pad van heiligmaking. U gee u lig ook oor ons rede, oor ons denkinge, oor ons verwagtinge. En daarom ook aan u ons dank. Nog 'n vakansie is so te sê op 'n einde. 'n Nuwe kwartaal lê voor vir ons kinders. En waar ons nou al terugkyk na 'n halwe jaar wat reeds verby is. Here, kan ons nie anders as om u genade en u guns te sien nie. Dankie vir u sorg, u liefde vir ons gemeente. Here, ons dink vanoggend aan hulle wat ook siek is en ongesteld is. Frikkie en Tannie Didi en Tannie Henriette. Here, dan sê ons dankie dat Tannie Attie wat geval het, nie so ernstig seer gekry het nie, maar help haar ook waar dit maar seer is. Dankie dat die toetse vir Tannie Elaine so positief is en dankie dat Willem ook al so mooi herstel. Ons dink ook aan ons familie, so Here, ons geliefdes wat swaar trek. Ons dink onderskeidelik aan Sonet en Corneille se moeders, beide wat spook met kanker. Ook Tannie Charlotte se seun wat ook 'n pad stap met daardie siekte. Here, ons dra elkeen aan u op wat ook hierdie week verjaar en sê dankie dat u ook Lea en Ella se geboorte so geseënd laat verloop het. Here, waar ons nou die woord nader, doen ons dit in afhanklikheid, in nederigheid, in vrees. En ons vra dat u met ons harte daardeur sal werk. Dit alles vra ons nie omdat ons die kleinste, die minste daarvan kan verdien nie. Ons vra dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Jesaja 55, ek lees vir u voor vanaf vers 1 tot en met vers 13. Dit alles val onder die opskrif in die boek Die Dringende Uitnodiging. O almal wat dors het,
kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, ter wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Het sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n siprus opgaan. Vir 'n distel sal 'n mirtelboom opgaan en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Ons lees net tot sover. Ons gaan kyk na die hele gedeelte, maar spesifiek oor daar waar God praat oor wat ons ingesteldheid is. Ons moet terugkeer na hom. Ons fokus moenie wees op die tydelike nie, maar soos Christus ons ook leer in die bergpredikasie, ons moet soek na die koninkryk. Ons moet besig wees met koninkryk sake. Van kleins af het 'n mens sekere verwagtinge vir jou eie lewe. Ons almal het drome vir die toekoms. As kinders het ons gedroom om polisiemanne of dokters te word. Die meer avontuurlustiges dalk ruimtevaarders of president van die land. Dink die kinders se drome vandag lyk bietjie anders, maar die kern daarvan bly dieselfde. En soos wat ons wêreldbeskouing verander het, soos wat ons ook ouer geword het, verander mense drome ook. Later het jy begin hoop vir die regte lewensmaat, die regte beroep, dalk 'n mooi huis of 'n groot plaas, dalk 'n groot gesin. Al hierdie dinge is ideale wat ons vir onsself in hierdie lewe wou hê of wil hê. En weet jy, baie keer as ouers projekteer ons ook baie maal hierdie ideale wat ons vir onsself gehad het op ons kinders. Ons werk en help en spartel saam te oefen vir 'n groot byeenkoms of saam huiswerk te doen en te leer vir 'n groot eksamen. Alles om die volgende generasie die geleenthede te gee
om hulle drome ook waar te maak. Sonder dat ons dit dalk besef, plant ons die saadjie van ambisie, van drome en ideale vir die toekoms by ons kinders, en vorm ons weer op so 'n manier hulle verwagtinge, hulle wêreldbeskouing op grond van ons eie. Navolgens soek hulle weer hulle plekkie, hulle identiteit in hierdie lewe. En dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Want gesonde ambisie, werksywer, doelgerigtheid, pligsgetrouheid is eienskappe wat ons saam met ons ideale vir ons kinders behoort oor te dra. Dis tog belangrike eienskappe wat hulle ook gaan nodig hê om 'n suksesvolle, 'n godsvrugtige lewe in hierdie lewe te kan lei. 'n Gesonde wêreldbeeld, 'n gesonde lewensbeskouing is 'n groot geskenk wat ons kinders kan gee. Nou 2 elemente van so 'n gesonde wêreldbeeld het ons nog nie spesifiek genoem nie. En die 2 elemente bepaal werklik ons en ons kinders se plek, ons identiteit, ons rol in hierdie wêreld. Nou die 2 elemente is ons verlede en ons toekoms. Ons verlede, ons herinneringe, is tog die bron waar volgens ons bepaal wie ons is, waarom ons is, waar ons is en waartoe ons op pad is. Op ons verlede bou ons 'n visie, 'n hoop, 'n motivering vir die toekoms. En met dit in gedagte as kinders van die Here kan ons nie anders as om te sê, daarom is daar net een wat waarlik ons wêreldbeeld, ons lewensbeskouing bepaal. En dis ons God en Here. Hy het dit bepaal. Hy het dit vasgelê. Ons verlede, die pad wat ons geloop het, hy saam met ons gestap. En op daardie pad het hy ons geloof geskenk en laat groei in daardie geloof met 'n ewige hoop op die toekoms. Met 'n sekerheid, 'n vastigheid aan elke ding wat hy ons beloof het. Sonder God kan 'n mens nie 'n gesonde lewensbeskouing hê nie. Sonder God kan mens ook nie een aan jou kinders oordra nie. Want wat is die gevaar van 'n wêreldbeeld sonder God? Broers en susters, die omstandighede rondom die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het, gee eintlik vir ons 'n baie duidelike aanduiding daarvan. As ons na die geskiedenis kyk, dan weet ons na Salomo se dood het die volk in 2 gedeel. Een groep onder Jerobeam en die ander groep onder Salomo se seun Rehabeam. Jerobeam se groep was die 10 stamme wat in die noorde gaan bly het en Rehabeam die 2 stamme in die suide wat as Juda bekend geword het. En weet jy, deur veral die geskiedenis van die Noordryk van Israel sien 'n mens wat gebeur as jy 'n wêreldbeeld, 'n lewensbeskouing handhaaf waarin God nie figureer nie. Die Noordryk, hulle was lief om antwoorde te gaan soek op ander plekke naas God. Juis omdat God nie 'n groot rol in hulle lewensuitkyk ingeneem het nie. Keer op keer het hulle wêreldse antwoorde gesoek. Keer op keer het hulle na wêreldse gode gedraai om hulle te help.
'n mooi voorbeeld daarvan is die stukkie geskiedenis met koning Agab en Jezebel agter Baal aangeloop het. Baal en Asherah beeltjies die hele land deur versprei het en selfs honderde Baal en Asherah priesters aangestel het en aan hulle tafel laat sit het. Hulle uitgangspunt was om hierdie afgodsdienaars, die wêreldstroom van daardie tyd te nader as hulle wou raad hê. En hulle wêreldbeeld het hulle God een kant toe geskuif. En ongelukkig was dit die norm in die Noordryk se geskiedenis. Die einde van dit alles, ooreenkomstig God se oordeel, is hulle weggevoer in ballingskap. Assirië het hierdie Noordryk verower. Die straf van God, die straf van die ware God wat Israel nie in ag wou neem nie, het die einde van hulle bestaan beteken. God waarsku ons teen die gevaar om ons eie kop te volg, teen die gevaar van ons eie plannetjies te maak, die gevaar daarvan om nie na hom te luister, soos wat Israel ook nie gedoen het nie. Vers 2 en 3, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eer die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Dat Christus vir ons ego, soek eers die koninkryk. Die realiteit van die saak is, ons maak onsself ook baie maal skuldig, net soos wat Israel gedoen het aan 'n lewensuitkyk waarin God nie figureer nie. Ons gaan nie noodwendig blaatant daarop uit om voor afgodsbeeldjies te buig of om openlik en direk teen God in opstand te kom nie. Sonder dat ons dit besef. Sonder dat ons dit weet, handhaaf ons tog ook afgode in ons lewens op wie ons vertrou, by wie ons gaan raad soek, naas God of bo God. En dit kan selfs ander mense wees. Hoeveel van ons het al gaan aanklop by ongelowige sielkundiges wat God nie ken nie. Mense wat vir ons moet sê wat fout is met ons harte, met ons gedagtes. Maar in wie se prentjie, se wêreldbeeld God ook nie 'n rol speel nie. Hoeveel keer in hierdie lewe plaas ons absolute vertroue in die hande van dokters. Maar ons buig nie eers voor God wanneer ons siek is. Ons lê nie ons behoefte en afhanklikheid aan sy voete wanneer dit nodig is nie. Klein voorbeeld maar. Hoeveel mense lees goed so sterre voorspel in die huisgenoot. Dat waarsegsters vir jou sê hoe jou toekoms moet lyk. Wie van ons plaas ons hoop in politieke leiers wat die land vir ons moet regryk en neem nie in ag dis God se hand wat bepaal wat gebeur nie. Mense, daar is soveel voorbeelde. Net op die televisie, Oprah, Dr. Phil,
ander mense, ander plekke waar ons antwoorde gaan soek en ons God nie meer in gedagte hou in ons lewens uitkyk, ons beplanning vir die toekoms nie. Ons vergeet die pad wat hy saam met ons gestap het tot hier. En daarom soek ons hom ook nie in die pad wat kom nie. Iemand het geskryf, die toekoms is soos 'n eikeboom se saadjie. Ons weet die saadjie gaan ontkiem. Ons weet dit gaan groei tot 'n groot en 'n massiewe boom. Maar ons weet nie spesifiek hoe die boom gaan lyk, waar sy takke gaan uitkom of waarheen dit gaan groei nie. Ons weet nie hoe die boom gaan vorm nie. Dis in God se hande. Nou met daardie voorbeeld in gedagte, deur 'n wêreldbeskouing te handhaaf waarin ons nie vir God in ag neem nie, dan probeer ons magte buite ons beheer, soos wind, reën, te manipuleer om die boom te vorm, om die toekoms te vorm soos wat ons dit wil hê, terwyl dit eintlik in God se hande is. Dis wat ons doen met 'n wêreldbeeld sonder ons Here. Nou in daardie tyd wat Assirië die Noordryk in ballingskap weggevoer het, was Assirië 'n baie sterk land gewees. Geen ander land het die mag gehad om teen Assirië in opstand te kom nie. Lande het een van twee keuses gehad, of om as bondgenoot van Assirië op te tree, en dan het Assirië natuurlik inspraak in jou regering, of om as slawe in ballingskap weggevoer te word, jou onafhanklikheid, jou identiteit te verloor. Dit was ook die groot bedreiging wat voor die deur van die Suidryk gelê het. Maar dinge het daar bietjie anders verloop as met die Noordryk. Nou die boek Jesaja speel af teen die agtergrond van die laaste deel van die 8ste eeu. En Juda het Assiriese hulp ingeroep om te help teen 'n aanval van Israel en Aram. Dis waar dit ook aanleiding gegee het tot die verwoesting van Israel en die opname van Israel, die Noordryk, in Assirië, sodat die Suidryk Juda op daardie stadium groot gevaar vrygespring het. Of so het hulle gedink. En 20 jaar later, 2001 voor Christus, het Juda met 'n baie groot probleem gesit. 722 voor Christus is die Noordryk weggevoer, en op so 'n wyse is Juda toe nou gered uit die hande van Aram en van Israel. Maar nie lank daarna nie, toe sit hulle met 'n probleem. Want dieselfde Assirië vir wie Juda so vinnig in hulle grense ingenooi het om hulle te beskerm, het op die punt gestaan om Juda in te val. Dit was 'n baie groot bedreiging, veral as ons in gedagte hou wat met die Noordryk gebeur het, want sou die Suidryk ook so val, het dit 'n einde beteken aan die verbondsgeskiedenis. Maar anders as sy pa, het Hizkia op die Here vertrou. Hy het nie sy antwoorde gaan soek by ander plekke, by ander mense nie. Hizkia het geweet, die pad wat hy en die volk gestap het tot op hierdie punt, is 'n pad wat die Here saam met hulle gestap het. En daarom die pad wat voorgelê het, kon hulle nie sonder die Here aangepak het nie. Deur God se beskikking oorwin die klein Juda die
magtige Assirië. Hizkia het geweet. 'n wêreldbeeld, 'n lewensbeskouing, die manier waarop ons hierdie lewe benader, kan ons nie doen sonder om eers op ons knieë te gaan nie. God sê self, verse 10 en 11, en soos die reën en sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig maak en dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Het sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Hizkia het geweet, God het 'n plan. Plan met sy lewe, plan met sy volk. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons wat God se plan was, verse 3 en 4. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Ons is deel van daardie plan, broers en susters. Hier waar ons vandag sit, meer as 2500 jaar later, amper 2700 jaar, is ons deel van daardie plan. Want God wys hier na die verbondsgeskiedenis. 'n verloop van gebeure wat hy bepaal het, moet plaasvind met die oog op 'n sekere doel. Ons weet na die sondeval is die mens verlore. Geen plan, geen ideale, geen toekoms, geen hoop. Al wat daar was die dood. Dis hoe ons lewensbeskouing veronderstel is om te lyk. As God nie hierdie plan gehad het en nie hierdie pad gestap het nie. Want hy het 'n toekoms bepaal waarin hy weer hoop gebring het. Reeds vir Eva beloof hy, uit jou nageslag kom die een wat die slang se kop vermorsel. Met Abraham sluit hy verbond en hy sê, ek stap 'n pad met jou kinders en jou kinders se kinders en hulle kinders, en julle sal vir my 'n volk wees en vanuit julle sal die redder kom. En toe alles hopeloos lyk in Egipte, stuur hy vir Moses, bevry hy sy volk en hy gee vir hulle die eise van hierdie verdrag, hierdie ooreenkoms in die vorm van die wet. Hy sê dis die wet van die verbond. Dis hoe julle harte gelyk het voor die sondeval en dis waartoe ek werk om te herstel. Hy lei hulle tot in die beloofde land en daar openbaar hy nog 'n stukkie van hierdie plan. 'n Stukkie waarvan ons nou gelees het, deur Dawid te verseker vanuit sy nageslag kom die koning wat hierdie dinge gaan doen. Selfs waar die volk in ballingskap was, God nie sy beloftes vergeet nie. Hy het hulle teruggelei tot in die land wat hy beloof het hy die lyn bewaar en is sy seun gebore. En met sy koms is al God se beloftes vir die toekoms vervul. En vorm ons deel van hierdie pragtige geskiedenis, van hierdie pad wat God saam met sy kinders gestap het, en kan ons nie anders as om ook na die toekoms te kyk met dit in gedagte nie. Kan ons nie anders as om 'n lewensbeskouing, 'n wêrelduitkyk te handhaaf waarin God eerste en bo alles staan nie. Verse 12 en 13,
want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek. Al die bome in die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal 'n siprus opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken, dat nie uitgeroei sal word nie. Hoe kan hierdie verbondsgeskiedenis? Hoe kan die vervulling van alles wat God ons beloof het in Jesus Christus nie die kern wees van ons wêreld uitkyk nie? Hoe kan dit nie ons hoop en nie ons ideale vir die toekoms bepaal nie? Hoe kan dit, broers en susters, nie die saadjie wees dat ons in ons kinders se harte inplant ten opsigte van hulle siening van hierdie wêreld en hulle toekoms nie? Besef jy, ons het so ver geval dat ons so ver onder die broodlyn van God se genade lewe dat selfs ons gebede deurvlek is met ons eie wêreldbeskouing, ons eie plannetjies vir die toekoms. Hoeveel keer bid ons nie, o Here, stap asseblief my lewenspaadjie waarop ek besluit het, saam met my. Help my dat ek dit reg kry en bewaar my. Waar ons eintlik moet bid, Here, skenk my die krag en genade om die lewenspad wat U bepaal het te loop en getrou te bly, te volhard tot die einde toe. Dat U wil vir my lewe en my toekoms sal geskied. Die geskiedenis wat ons saam met God gestap het. Dus daarin lê ons oop vir die toekoms. Nie aardse ideale en wense nie. Ons erfdeel in ons Here Jesus Christus. Dit is 'n kind van God se wêreldbeskouing, dat God se wil in ons lewens sal geskied. Al behels dit opoffering, al behels dit teëspoed, omdat ons ideaal vir ons wag aan die sy van ons leidsman, die poorte van die hemel. 'n Werklikheid wat ons reeds vandag leef. Dis die lewensuitkyk wat ons moet handhaaf. Dis die lewensuitkyk wat ons vir ons kinders moet leer. 'n Lewensuitkyk waar ons vorentoe kyk na Christus op grond van 'n geskiedenis saam met Christus. Ons weet God het reeds bepaal wat moet gebeur. En daarvoor het hy alreeds vir ons ook ons ewige hoop geskenk. En al verstaan ons nie die pad wat ons moet stap altyd nie. Hy sê tog vir ons in die gedeelte, sy weë is nie ons weë nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. So al verstaan ons nie die pad wat hy vir ons beskik nie, soek ons die pad wat hy bepaal het. Kind van God het die wysheid in Christus Jesus ontvang om sy Skepper te ken. En die besef dat sy Skepper en Redder sy pad uitgewerk het. En sy toekoms veilig aan sy kruis verdien het en in sy hand hou. Aan hom, ons Skepper, ons Redder, ons Here, al die eer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God,
ons Vader en ons Koning. Wat 'n groot berusting om te weet, alle dinge is in U hand. Dit is so, Here, in ons landjie lyk die toekoms soms donker, sonder hoop. Soek ons die lig. En voel dit asof ons baie keer net die donker vind. En ons moet bely, o Here, ons verstaan nie altyd die dinge soos wat dit gebeur nie. Ons verstaan nie die lelik en die seer nie, en nog minder erken ons eie aandeel daarin. Maar U sê vir ons, U wee is nie ons wee nie, en U gedagtes is nie ons gedagtes nie. Dat ons nie sal verstaan nie, dat ons nie die bloudruk van U groot raadsplan ken nie. Deur die genade, die geskiedenis wat U met die mens geloop het, het U ons U plan vir die wêreld gewys. Besef ons, alles is in U hande, alles gebeur met 'n rede, soos deur U bepaal. En dat niks ons toekoms in Christus kan verander nie. En soos wat U die geskiedenis gestuur het na die hoogtepunt van Christus se koms, net so rig U ook die gebeure in elkeen van ons lewens. Daarom vra ons U, o Here, help ons om ons gedagtes te rig, om na U wil te soek in ons lewens. Dat ons die paadjie sal loop wat U vir ons beskik het, en vir ons kinders bepaal het. Dat ons fokus sal wees op die koninkryk. Dat ons sal onthou alles wat U vir ons gedoen het. Daarom bid ons ook vanoggend, o Here, laat U naam verheerlik word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, so ook in ons lewens, lewens van ons kinders. Amen.